Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundige lettertyd les. My naam is Francisca Smit. Die les word vir jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les gaan ons bietjie kyk na vraestel 2 en ons kyk na hersiening en wat van jou verwag word. As ons aangaan, kyk ons na die struktuur van vraestel 2 en wat is die komponente en die gewig van elke onderwerp. So, vraestel 2 werk ons met meting, kaarte en planne en waarskynlikheid. Meting is ons grootste eenheid in die vraestel. Ons totaal vir rekordeksamen is 150 punte en die tydsduur is nie 2 ure nie, maar 3 ure, waar Junie 2 ure lank was. As ons gaan kyk na die vraag 1 is plus minus 30 punte, waar daar 5 punte speling is op vlak 1. Kortvraag en gemengde vraag van kaarte en planne. Vraag 2 is kaarte en planne. Vraag 3 het ons meting. Vraag 4 is 'n integrasie van kaarte, planne en meting. En vraag 5 is kaarte, planne en meting en daar kan waarskynlikheid wees. Dis 'n integreerde vraestel. Die waarskynlikheid kan van vraag 1 tot en met vraag 5 voorkom. Dit is ons waarskynlikheid. Daar is altyd die 5de vraag is 'n geïntegreerde vraag. Vraag 4 en 5 kan onbekende topics en onbekende voorwerpe bevat. Dan kyk ons na eksamentipe vrae. En wat is belangrik vir eksamen? Die wenke. Gebruik hierdie kontrolelys vir kaarte en planne om seker te maak dat jy die inhoud volledig gedek is. Kenmerke van 'n hoogtekaart, posisie, afstand, tyd en spoed. Kenmerke van 'n winkelsentrum, rigting, beskrywingsroete en skale. Kenmerke van 'n straatkaart, die posisie, die paaie, skale en roosterverwysing. Roosterverwysing is ons algemene rigting, noordoos, suidwes. Kenmerke van 'n strookkaart en hoe om 'n strookkaart te lees. Nasionale paaie en strookkaarte, sowel as straatkaarte. Dan eksamenwenke vir vraestel 2, dan ons hierdie kontrolelys gebruik vir die meting om te verseker dat die inhoud volledig gedek is. Skakel meeteenhede op van verskillende eenhede. Ons kan die metrieke eenhede gebruik of die imperiale en tussen 'n verskillende skale. Skat, meet en bereken lengte en afstand, omtrek van veelhoeke en sirkels. Skat, meet en bereken oppervlakte. Ons gaan met reghoeke werk, ons gaan met sirkels werk en met driehoeke. Pas oplossings vir meet en afrondingsfoute aan. Let wel, lees instruksies en inligting voordat jy jou vrae beantwoord. Hierdie is algemene instruksies in al ons vraestelle. Die eerste een sê vir jou dat jy het 5 vrae in die vraestel. Gebruik die bylae. Maak jou bylae los en kyk na die bylae. Hulle gaan vir jou aandui aan die begin van die vraestel al. Bylaag A, by watse vraag pas hy? Bylaag B, by watse vraag is hy? En bylaag C, by watse vraag is hy? Nommer die antwoorde korrek volgens die numeringstelsel wat in die vraestel gebruik word. Moenie die nommers verander nie. Nommers soos wat hulle dit vir jou gee. Begin elke vraag op 'n nuwe bladsy. Dit maak dit net makliker vir die merkers aan die eindeksamen om te sien die kronologiese volgorde wat jy beantwoord. U mag 'n sakrekenaar gebruik, 'n goedgekeurde wetenskaplike sakrekenaar. Dit is enige sakrekenaar wat vir jou kan help. Tensy anders vermeld, wys alle berekeninge, wys alle stappe, want jou stappe kry punte. As ons gaan kyk na vraestel 2, kry ons 2 tipe skale. Ons kry 'n numeriese skaal wat vir ons sê 1 tot 'n getal.
en ons kry 'n grafiese skaal wat weer eens prentjie is. Dit is 'n beeld, 'n staafskaal. Hy lyk soos 'n baar. Dan het ons kaarte en planne skaal. Skaaltekens verteenwoordig die werklike grootte en vorm van 'n voorwerp op papier. So dit is iets wat vergroot is, wat ons verklein, of iets wat ons verklein, wat ons dan vergroot. Elke dimensie van die werklike voorwerp word of verminder of vergroot deur 'n sekere verhouding wat die skaalfaktor genoem word. As ons gaan kyk, numeriese skaal gee my 1 tot 80 in hierdie voorbeeld. 1 verteenwoordig die prentjie en 2 die 80 verteenwoordig die werklikheid. Dit wil sê dat die prentjie 80 keer kleiner is as wat die werklikheid is. Of die prentjie gaan 80 keer vergroot word om die werklike voorwerp te kry. So 1 verwys na 1 eenheid op die papier en wat meet ons in? Ons meet met 'n liniaal wat is sentimeter of millimeter. En dan die 80 verwys na hoeveel groter hy is in werklikheid. So 80 verwys na die eenhede in werklikheid of werklike lengte. Die werklike eenheid kan nou ook in sentimeter wees, maar dan kan ons dit herlei. Veral kaarte wat ons groot afstande ry, gaan ons herlei na kilometer. So die werklike eenheid gaan ons na berekeninge herlei na meter of kilometer. Maar dit gebeur na berekeninge. So op die papier gaan ek van 'n klein eenheid na die werklikheid groot toe. As ons verder kyk, dan kry ons die volgende. Die tipe vrae in kaarte en planne gevra moet word. Wanneer gevra word om werklike afstande of die lengte te bereken in werklikheid, of hulle kan vir jou vra om die kaart se afstand te bereken. So hulle gee vir jou die werklikheid, hulle vra vir jou kry die kaart. Wanneer gevra word om die skaal van 'n kaart te bereken, gaan ons die prentjie in verhouding sit met die werklikheid. En dit gaan nie noodwendig altyd dieselfde wees nie. As ons gaan kyk na moontlike vrae, wanneer gevra word om die werklike afstand en lengte te bereken. Vraag. Daarie is ons vraagie. Hulle vra vir ons, as 20 cm op 'n kaart gemeet word, bereken die werklike afstand in kilometer, gegeewe 'n skaal van 1 tot 20.000. So as ons gaan kyk, wat word gegee? Ek skryf die verhouding neer wat 'n nommerskaal voor staan. Dit is prentjie in vergelyking met werklikheid. My prentjie in die geval, die skaal se verhouding skryf ek altyd eerste. So dit is 1 tot 20.000. Die prentjie se meting word vir my gegee. Kaart, dit is op die papier. So ek sit hom onder my prentjie, so hy is 20 cm. Ek weet nie wat sit in werklikheid nie. Hier is een metode vir jou gegee om te bereken. 'n Tweede metode kan wees, ek gaan oorkruis maal. So ek het 1 maal die vraagteken, want ek weet nie wat die werklikheid is nie, gelyk aan 20 maal 20.000. En die 20 maal 20.000 gee vir my 400.000. En wat het ek gemeet in? Ek gemeet in sentimeter. So my antwoord is in sentimeter.
Weereens gaan ek nie met 'n liniaal staan en die pad meet nie. So ek moet gaan kyk in watter konteks praat. Hulle sê vir jou, bereken die werklike afstand in kilometer. As hulle dit nie spesifiseer nie en dit is 'n pad, herlei dit na kilometer want dit is hoe ons dit afmeet. So sentimeter na kilometer deel ons met 100.000. En dis wat daar gebeur. Wat my antwoord gee van 4. So die tweede vraag wat hulle kan vra, so die eerste vraag het gegaan oor, gaan prentjie na werklikheid toe. Nou, die tweede vraag, sê hulle vir jou, die werklike hoogte van 'n deur word gegee as 2,2 meter. Gebruik die skaal van 1 tot 20 om die maatlengtes op die plan uit te werk. So weer eens gaan kyk ons werk nou van die groot een na die papier toe. So as ons gaan kyk, sit ek met prentjie in vergelyking met werklikheid. Weereens skryf ons die verhoudingsskaal, die nommerskaal skryf ons eers neer. So dit is 1 tot 20. Dan gaan kyk ek met wat sit ek. Wat het my vraag vir my verskaf? Hy het vir my gegee die hoogte van die deur word gegee as 2,2 meter. Nou 2,2 meter kan ons nie op 'n papier sit nie. So dit is ons werklikheid. En dit sit ons onder die 20, 2,2 meter. Weer eens gaan ek nou na prentjie toe. Maar prentjie kan ek nie in meter teken nie. So ek moet eers herlei na sentimeter of millimeter. In hierdie geval sê die vraag vir my sentimeter. So weer eens is daar 'n moontlike oplossing gegee. Maar wat kan ons na kyk? Ons kan die meter omskakel na sentimeter toe. So maal 100. Dit gee vir my 1 tot 20. Weereens skryf ek nou die komma skuif 1 2 plekke soos 220 centimeter. Ek weet nie wat is die prentjie nie. Dan gaan ek nou verder en ek kan oorkruis maal. Dit sê vir my 1 maal 220 is gelyk aan vraagteken maal 20. Wat is die omgekeerde berekening van maal? Dis deel. So ons deel deur 20 en wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen en daardie kant kanselleer uit. Dis deel ek deur 20 en dis waar daardie stap vandaan kom. Weereens, as ek dit in my sakrekenaar gaan druk, 220 gedeel deur 20, los my met. Die eerste opsie wat ek vir jou gegee het hulle gaan die 2,2 meter gaan deel deur 220, die werklikheid gedeel deur die prentjie, die skaal. Dit gee vir my die prentjie se afmeting. Die prentjie maal ek met 100, want dan herlei ek hom na sentimeter toe. Die volgende tipe vraag wat hulle my vra, en weer eens word die oplossing verskaf, is wanneer gevra word om die skaal te bepaal. Die werklike lengte van een kant van 'n gebou is 9,5 meter. Dit is die werklikheid. Die lengte op die plan is 4,75 centimeter en dis die plan. Nou weer eens het ek 'n oplossing verskaf, maar ek wil kyk dat ons kyk na die prentjie in vergelyking met die werklikheid. Wat verskaf is in ons scenario? So ons weet die verhouding is prentjie in vergelyking met werklikheid. Prentjie is 4,75 centimeter, my werklikheid is 9,5 meter. Die twee eenhede is nie dieselfde nie. So ons moet dit dieselfde eers maak voordat ons met dit kan werk. So ons verander meter na sentimeter toe, so maal met 100. Dit gee vir my 4,75 centimeter in vergelyking met 950 centimeter.
'n skaal is 1 tot iets. Nou, wat gaan ek doen om my 4,75 te verander na 1 toe? Om enige waarde na 1 toe te verander, moet ek deel met homself. So om 4,75 te verander na 1 toe, deel ek met 4,75. En wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen. So ons deel met 4,75. En dus kry ek my skaal van 1 tot 200. Weereens, wat is baie belangrik in hierdie vraag, is dat die eenhede moet dieselfde wees. Met 'n klomp uitroeptekens. Dit moet dieselfde wees voordat ek met die skaal verder werk. Die volgende vraag is wanneer 'n grafiese skaal gegee word om mee te werk. As die lengte op die skaal tussen 2 dorpe 4 cm is, bereken die werklike afstand in kilometer tussen die dorp. So 'n grafiese skaal, voordat ek eers na die kaart gaan kyk, moet die grafiese skaal eers gemeet word. So ek moet my liniaal van daardie punt tot daardie punt sit. En ek moet fisies gaan meet op my liniaal. Wat is die afstand? En in hierdie geval, gee my liniaal van 0 tot 300 km, is dit 5 cm. So weer eens skryf ek prentjie in vergelyking met werklikheid. Prentjie is 5 cm, werklikheid is wat ek meet 300 km. Okay, dan gaan ek verder en ek lees die kaart, ek gaan meet op die kaart, of ek gaan lees die scenario, en kyk wat het die scenario die afstand gemeet. In hierdie geval sê hy, as die lengte op die kaart tussen 2 dorpe 4 cm is. Kaart sê vir my prentjie. Prentjie sê vir my die eerste getal in ons verhouding. So, ek sit onder 5 cm, die 4 cm, en ek weet nie hoe lank is dit in werklikheid nie. Weereens kan ek kruis maal, so dit beteken ek het 5 maal vraagteken, is gelyk aan 300 maal 4. En hoe raak ek ontslaaf van die 5? Ek deel met hom. En wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. Deel deur 5. En daar kanselleer hy uit. En dit is wat ek daar het. So ek het 4 maal 300 gedeel deur 5. En dit gee my antwoord. Dit gee my, laat ons net teruggaan. Dit gee my 'n antwoord van 240 km in werklikheid. Volgende vraag is, bepaal die skaal wat op die kaart gebruik word in die vorm 1 tot iets. Nou, weer eens, moet ek my skaal gaan meet. So ek vat my liniaal en ek begin by 0 en ek meet tot by die 500. In hierdie geval is 2 cm 500 km. Die eenhede is nie dieselfde in die graad 12's. Voordat ek 'n skaal kan bepaal, moet ek die eenhede dieselfde hê. So dit moet dieselfde wees. Wat meet ek op prentjie? Ek meet of in centimeter of in millimeter. In die geval is dit centimeter. Hoe verander ek kilometer na centimeter? Maal 100.000. En dit is wat ons daar doen. Dit gee my 2 cm tot 50 miljoen. Hoe verander ek die 2 na 'n 1? Ek deel met homself. En dis hoekom ek deel deur 2, sodat dit kan uitkanselleer en vir my 1 gee. Maar wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. En dis waar die 25 miljoen vandaan kom.
Kompasrigting, dis die tweede gedeelte van 'n kaart. Kompasrigting gee hulle gewoonlik vir ons so enetjie. Hulle sê kaarte bevat gewoonlik kompasaanwysings, slegs die noordrigting word getoon in baie gevalle. Jy is veronderstel om hierdie een al te ken as vorige kennis. So indien ons so een kry, dan gaan jy en vul die missing pole in, die wat onbekend is. So noord is verskaf, so ons gaan trek die pyltjies in, noord is bo, dit los my met oos aan die een kant, suid onder, wes daarso. So, na ons 4 kardinale punte, kan ek die tussenin kardinale punte ook kry. So ek het noordoos, suidoos, suidwes, noordwes. En dit gee vir my kompasrigting. Asseblief onthou, indien hulle die noord omdraai, draai jou bladsy om sowel. So verander die noord en bring hom op. So blaai jou bladsy om. Heeltemal. Laat die noord boontoe wys. Dan sal jy jou rigting reg kry. Gee aanwysings, so daardie een is gee algemene aanwysings. Gee algemene rigting. Die volgende een is gee aanwysings. So vertel iemand hoe om van een plek na die ander plek te gaan. Deur die woorde gebruik, gaan reguit, gaan regs, gaan links, maak 'n U-draai, gaan verby, dan het ons kruis die pad, oorkant, langsaan, op die hoek, neem die eerste draai, en dan het ons 'n sirkel, 'n rondomtalie. Hoe om te ry? Vat die eerste uitgang op die rondomtalie, vat die tweede uitgang, of vat die derde uitgang. Verder gaan ons kyk na eksamenvrae op 'n strookkaart. En ek wil graag vir julle so 5 minute gee om vraag 2.1 tot 2.4 te beantwoord, voordat ek die oplossings vir julle gee. Vraag 1 sê, bepaal die afstand tussen Hartbeespoort en Gababis. Nou Gababis is daarso, Hartbeespoort is daarso spesifiek. So ek gaan van daardie kolletjie na daardie kolletjie toe. So 2.1, om die afstand te kry, gaan ek na die sykante toe, want dit is die kilometers wat verskaf word. En daar is die kilometers. So van Gabas is dit 1176, na Hartbeespoort is 39. Die afstand is tussen daardie twee. So, as ek die afstand tussen 2 punte wil kry, dan minus ons. En dit gee vir my 'n antwoord van 76 minus 39 gee vir my 'n antwoord 1137. Vraag 2.2, in watter provinsie is Shahawi geleë? Shahawi is daar geleë. In watse provinsie val dit? Die provinsie is aan die kant gegee en dit is Botswana. Vraag 2.3, gee die rigtingaanwysings van Mariental na Sun City. Rigtingaanwysings. Nou rigtingaanwysings is watse roete gaan ons volg. So jy gaan sê, jy gaan Mariemriap toe, tot en met Windhoek. So jy gaan tot en met Windhoek ry, en dan van Windhoek gaan jy die B6 neem, oor die borde gaan jy gaan, en jy gaan die A2 neem, tot en met, laat ons kyk daaronder, jy gaan die A2 neem, tot en met oor die border van Suid-Afrika, Zeerust. En van Zeerust gaan jy op die N2 inklim,
en van die N2 af gaan jy dan regs draai in Sunset. So jy gaan die hele roete verduidelik in woorde. Links, regs, ry reguit en waar om te draai. Onthou om te sê watse borders jy oorkruis en watse stede jy verbyry. Vraag 2, so daardie is rigting. Verduidelik hoe om te ry. Dan 2.4, watse dorp lê tussen Pretoria en Rustenburg? Pretoria is daar, Rustenburg daar. Wat lê tussen? Ons het hom klaar doodgetrek, want ons het die afstand gemeet. Dit is Hartbeespoort. En daar is jou kaart. Op 'n strookkaart word al jou antwoorde vir jou verskaf. Dan die volgende tipe kaart wat ons kry, is 'n vloerplan. 'n Vloerplan wys vir ons die uitleg van 'n gebou van 'n boonste aansig. So dis van bo af onder toe wat ons kyk, en ons kan kyk wat gaan in 'n area aan. So toon 'n boaansig van 'n gebou, kamer, kantoor, huis ens. Altyd op 'n gegeewe skaal geteken, sluit lengtemetings in, gebruik standaard simbole vir die gebou van kenmerke soos 'n deur, venster, motorhuis. Kan kompasrigting aandui, so weer eens sal jy sien daaronder is die noord aangedui, so dit beteken hierdie gedeelte lê noord. Dan voorbeelde van die simbole wat op 'n plan uitgelê is. 'n muur is 'n dubbel donker lyn, venster dubbel bar, dan venster is daar net so dunnetjie, of die deur, daai kwart sirkel wys die swaai van die deur, wat se rigting maak hy oop. Skuifdeur is een lyntjie en dan 'n vertikale lyntjie wat hom oorkruis. 'n deurplasing is net 'n oop. Toilet, bad, stort en wasbak. Hierdie is kenmerke graad 12 wat ons moet ken voordat ons 'n vloerplan se vrae beantwoord. 'n hoogtekaart, dit is ons sy-aansig, so dit wys ons die posisies van die vensters, die deure en die hoogte van dit. So toon die verskillende sy-aansigte van die gebou, dit wil sê noord, oos, suid, wes, gee 'n volledige buitestruktuur van 'n gebou, altyd op skaal geteken van die vloerplan, wys verskillende muurkenmerke soos deure en vensters. Dan kan ons ook 'n hoogtekaart kry van 'n berg of 'n pad wat jy hardloop. So dit wys vir jou hoe ver bo seespieël jy is. So kenmerke van 'n hoogtekaart is die posisie, afstand, tyd en spoed. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n hoogtekaart van die Comrades. Nou die Comrades vind plaas van Pietermaritzburg na Durban en Durban na Pietermaritzburg. So hier gee hy vir ons die afstande bo seespieël. So dit sê vir ons die hoogte bo seespieël en daardie is die afstande wat jy al gehardloop het om by jou destinasie te kom. Meting. Druk metingwaarde en hoeveelheid uit in eenhede wat geskik is vir die konteks. So dit is waar daai paaie is in kilometer, velde meter en 'n sakrekenaar sentimeter. Skat lengtes en of meet lengtes van voorwerpe akkuraat om take te voltooi. So dis baie belangrik dat jy van 'n middel na middelpunt van 'n die sirkels meet van dorpe of van punt van 'n pyltjie na punt van 'n pyltjie. Jy moet akkuraat meet graad 12. Dit is 'n gratis punt. Skat afstand en of meet afstand akkuraat tussen voorwerpe. Meet hoeveelhede uit om take te voltooi. Bereken die koste. Dit wil sê koste per liter, koste per meter, enige koste wat jy ons gaan aankoop. Bereken die waardes van behulp van 'n formule wat massa behels. Metrieke omskakeling. Jy moet die omskakeling tussen metrieke eenhede memoriseer. So 'n 10 milliliter meter is 1 centimeter. 1000 millimeter is 1 meter.
100 centimeter is 1 meter, 1000 meter is 1 kilometer. Hierdie is wat ons moet leer. Jy moet dit ken om te skakel, want dit is akkurate punte en dit is leerpunte. Algemene metodes, groot eenhede tot klein eenhede, vermenigvuldig ons. Klein eenhede na groot eenhede, deel ons met die omskakelingsfaktor. Bereken van omtrek, oppervlak en volume. Hieronder is 'n tekening van 'n groot kartonboks. A. Kleiner boks kry word in hierdie kartonboks verpak. Die kleiner boks B is in die vorm van 'n kubus. Al die sye is ewe lank. Die skets word nie op skaal geteken nie. So ons gaan berekeninge doen op hierdie twee bokse. Vraag 1.1. Sê hulle bereken die oppervlak van die skaduwee reghoekige kant van die kartonboks. A. Gebruik die formule lengte maal breedte. Bereken die volume kartondoos B. Gebruik die formule. Volume is lengte maal breedte maal hoogte. Vraag 1.3. Bepaal hoeveel bokse kruit B in die grootte kartondoos A verpak kan word. 1.4. As een klein kartonboks B 100 stukke kruit bevat, bepaal hoeveel stukke kruit een groot kartonboksdoos kan hou. Graad 12, ek gee vir jou 10 minute. Probeer graag gou vir my hierdie som uitwerk. Graad 12, dankie baie en ek hoop julle het hierdie somme probeer. Kom ons kyk na die moontlike oplossings en kyk waar ons dit kan verbeter. So vraag 1.1, bereken die oppervlak van die skaduwee reghoek. Nou die skaduwee reghoek is daardie reghoek daar. So as ons gaan uitwerk, 1.1 het ons gehad 40 by 50. So die lengte is 50, 1.1, dit is lengte maal breedte, dit is 50 maal 40, en 50 maal 40 is 200. So as ons gaan kyk, 50 maal 40 is 2 met nog 'n nulletjie. 5 maal 4 gee vir my 20 en daar's dubbel nulle. Die volgende vraagie sê, bereken die volume kartondoos B gebruik in die formule. Weereens word 'n formule vir my verskaf. Dis lengte maal breedte maal hoogte. En hulle sê vir my, daardie is 'n kubus, menend al die sye is dieselfde. So ons gaan 1.2 volume, lengte maal breedte maal hoogte. Lengte is 9 maal breedte is 9 maal hoogte is 9. So dit gee vir my 9 tot die mag 3 is 729. Vraag 1.3. Bepaal hoeveel bokse kruit B in die grootte kartondoos A verpak kan word. Nou gaan kyk ons. Ons het die lengte, verpak ons met die lengte. Die hoogte, verpak ons met die hoogte. En die breedte, verpak ons met die breedte. So as ons gaan werk daarmee, dan gaan ek 1.3 lengte is gelyk aan. Die lengte is 96. So 96 gedeel deur 9 is gelyk aan. Antwoord daarso is 10,666. Maar ek kan nie 10,666 boks sê nie, so ek moet oprond na 11 toe. Die breedte is 40. So 40 gedeel deur 9 is gelyk aan 40 gedeel deur 9 gee vir my 'n antwoord van 4,444. Dit beteken 5. En die hoogte is 50. So hoogte is 50 gedeel deur 9. En 50 gedeel deur 9 gee my antwoord van 5,555. Weereens is dit bokse, so ek rond op. Wat is die totale bokse? Die totale bokse is lengte maal breedte maal hoogte.
So dit is 11 maal 4, 11 maal 5 maal 6. So dit's 11 maal 5 maal 6. Geef my 330. Graad 12, dis baie belangrik, laat ons weet, verpakking is lengte op lengte, breedte op breedte en hoogte op hoogte. Die volgende een, 1.4, as een klein boks kruit B 100 stukke kruite bevat, bepaal hoeveel stukke kruit een groot karton boksdoos kan hou. So ons weet nou, hy kan 330 hou. So vraag 1.4 is 330 maal 100 is gelyk aan 33.000. Graad 12, ek hoop julle het almal reg gekry. Volgende tipe eksamenvraag. 'n room word in 100 ml houers verkoop. Daai 100 ml houers is ons volume. Die silindriese houer word gevul met room tot 'n hoogte van 4,5 ml. Daai is ons hoogte. As ons gaan kyk die formule, is die volume is gelyk aan pi maal radius kwadraat maal hoogte. Volume het ons nou gegee as 100 is gelyk aan pi is 3,142 maal, ek weet nie wat die radius nie, maal die hoogte 4,5 ml. Hoe raak ek ontslae van al die getalletjies? 3,142 maal 4,5. Kyk daar, hulle kanselleer uit. Maar wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen. So deel deur 3,142 maal 45. Weereens sit ek met 'n vangplekkie tot die mag 2. Hoe raak ek ontslae van tot die mag 2? Ek wortel hom. Maar wat ek aan die een kant doen, weereens moet ek aan die ander kant doen. Nou gaan jy sien, R staan alleen. So my antwoord daarso is 5,32. So manipulasie, omgekeerde berekeninge, moet ek ook in staat wees om te kan doen. Die volgende vraagie, Dr. Sorutu, die hoof van wiskunde, wetenskap en tegnologie, moet reghoekige vertoonborde vervaardig wanneer 'n wetenskapskou gereël word. Die eksterne afmetings van elke bord is 52 duim by 40 duim. Die eenhede is nie metrieke nie. Dit is imperieel. Die voorste oppervlakte van die planke moet gespuit word, geverf met een laag nie reflekteerde wit verf. Let wel, nota. 1 ml van die verf bedek 'n oppervlak van 50. So 1 ml oppervlak van 50 centimeter. Daar sien ek klare vangplek. Duim, centimeter. Dis moet ek eers kan omskakel en ek het 'n omskakelingsfaktor. Hulle sê gebruik die inligting hierbo om die vraag te beantwoord. Bepaal met alle berekeninge of 8 liter verf van die verf genoeg sal wees om 30 vertoonborde te spuit verf. Die volgende formule kan gebruik word. Oppervlak is gelyk aan lengte maal breedte. Ek wil graag hê julle moet gou 5 minute vat en hierdie probleempie probeer oplos, voordat ek die antwoord gee. Graad 12, daardie was 5 minute. Ek hoop regtig julle het dit probeer en laat ons moontlike oplossing kry. Of jy moontlike stappe het waar jy punte kan verdien. So as ons gaan kyk, moet ons eers die duim na centimeter toe verander. So ek kan kyk, ek kan 52, 1 duim is gelyk aan 25 mm. Ek weet, ek sit met 52 duim. Ek wil weet wat sit in millimeter. Ek kan oorkruis maal en dit gaan ek met die 40 ook doen. 40. Ek gaan oorkruis maal. Dan het ek my eenheid in millimeter. As ek millimeter het, kan ek omskakel na centimeter toe, deur om te deel met 10. En dis wat ek hier gedoen het. So 52 en 40, vermaal ek met 25
dan deel ons dit met 10. Ek maal die 2 want ek werk lengte maal breedte uit. Sodra ek die antwoord het ek 'n spreidingskoers van 1 liter dek 50 centimeter tot die mag 2. So, ek sit met 13.000 centimeter tot die mag 2. Ek weet nie hoeveel liter dit bevat nie. Dan oorkruis maal ek. So ek kry vraagteken maal 50 is gelyk aan 13.000. Ek deel met 50, deel met 50. Dit gee my 13.000 gedeel deur 50 is 260. Sodra ek 260 het, maal ek dit met 30. Maal met 30. En ek gaan by daardie liter kom. Sodra ek daai milliliter het, deel ek met 1000 om liter te kry. Ek kan nie 7,8 liter in 'n winkel koop nie, so ek moet oprond na 8 toe. Dis sal dit genoeg wees. So dis die opsomming van vandag se les. Ten samevatting vir die rekordeksamen vraestel 2 is die leiding. Dit is belangrik om vorige vraestelle te gebruik om vrae oor die onderwerpe te doen, sodat leerders 'n goeie idee kan hê hoe die vraestel in die rekordeksamen gaan lyk en hoe die vraestel gaan lyk en watse onderwerpe die meeste punte sal tel en die tipe vrae op elke kaart en elke meting. Leerders moet onafhanklik werk. Leerders kan ook saam met die klasmaats werk. Maar kyk wat julle self kan doen, want in die rekordeksamen en eindeksamen gaan julle ongelukkig self sit. So probeer die meerderheid van hierdie somme doen en kyk wat is die oplossings wat verskaf word. Baie dankie dat julle na my geluister het en ek hoop regtig julle vind hierdie lys ten goeie en 'n aanwinst vir voorbereiding vir die rekordeksamen.